Soveel meer, episode 23. O, my gruisame bekonkeldheid is al wat deur Hugo se kop gaan, toe hy sien dat daar alweer 2 van Chanel se hygstories tussen sy e-posse wag om deurgewerk te word. Lip lekker lewenslesse en 'n hemelsblou Drakensberg nag. Hy is vandag nogal bly dat Chanel nie die skrywer se regte name saam met die storie stuur nie. Hoe sal hy die vroumense wat sulke goed skryf in die oë kan kyk as hy hulle iewers ontmoet? En van dat hy 2 jaar gelede self begin skryf het aan sy moordstories, waarin hy 'n moordenaar is, besef hy dat skuilsname soms verpligtend behoort te wees, om die skrywer te beskerm. Lesers dink dikwels dat die karakters in die boeke 'n bloudruk van die skrywer se eie DNA is. Hy self sal byvoorbeeld nie in 100 jaar 'n klip op sy ex se kop afgooi nie, maar sy alter ego of pseudo, genaamd Hugh Helberg, die skrywer van moordstories, die moordenaar in die moordstories. Hy is 'n ander saak. Man, hy doen dit sommer maklik. Wil die klip deurbo in die toring van 'n kasteel los en stuur dit af op sy ex se kop, sodat dit na 'n ongeluk moet lyk. Toeval die klip toevallig op die regte oomblik net daar waar sy verbystap, en toe die eerste een haar misval, voel hy nog een los en mik beter. Dit was sy moordstories, toe hy kwaad was vir sy ex. Hy voel nou beter oor haar. Ex moet net uit sy pad bly. Sy skuilnaam vir die erotiese app is Don Juan de Bourseun, of Don Juan de Bourgie, en na sy Letty en Theophilus vervolgstorie, het Roestof in 'n dammetjie by 'n chateau gaan bad. Daardie aand het Helga aan sy deur kom klop. Sy ruik die ham en brood en eiers wat hy vir aandete maak, en sy is honger vir ham, eiers en brood, en vir hom. Hy skryf hoe Roestof toe sy roes verbasend afgestof kry, toe die vrou eers nakend daar voor hom staan. Alles kom terug en hulle maak liefde tot in die vroeë oggendure van die nag. En toe die son se eerste strale in die ooste wys, besluit hulle om saam weg te loop. Hulle het liefde gevind. Dit is die beste tyd van hulle lewe. Hulle mik vir die Middellandse See, waarna hulle die grense wil oorsteek Spanje toe, al met die Spaanse kus langs, tot naby Gibraltar, waar hulle boot na Algerië, wat in daardie stadium 'n Franse kolonie was, wil haal. Maar iewers loop iets verkeerd. Hulle beland in 'n lokval, 'n bom wat ontplof, en Roestof word onthoof. Hy sterf oombliklik, maar sy brein hou nie op om te funksioneer nie. Iets in hom leef voort. Al waaraan hy kan dink, is dat hy net nog eenmaal weer met Helga sou wou wees, in die vlees. Dit is hoe haar ware liefde werk. Die vlam bly brand. Maar toe hoor hy die stem van 'n Duitse offisier. Albei is dood, missie voltooi, die einde. Hugo kyk by die venster voor hom uit na die meer. Dit is verstommend hoe dit gebeur. Vanoggend toe hy wakker geword het, het die mis laag oor die meer en oor die aarde hier rondom hom gehang. So dig, dat dit moeilik was om verder as 'n meter voor jou te sien. En nou, eens klaps, word dit een van die mooiste herfstdae wat 'n mens kan droom om te beleef. En daar, aan die soem van die meer, staan 'n vrou, wat hom vir een oomblik laat kyk, en daarna laat opvlieg. Net so skielik soos wat die mis plek gemaak het vir 'n pragtige dag. Net so verbasend vinnig het dit gebeur. 'n Onweerstaanbare gevoel, dat hy sommer nou wil afstap, om saam met Renata daar langs die meer oor die water te gaan staan en kyk. 'n Snaakse trekpleister, as jy hom vra, want sy het nog nooit gewys dat sy selfs net van sy bestaan bewus is, behalwe wanneer hy haar uit die modder optel, of haar kar sleep, of haar pink onderkleertjie in sy hand
hou nie, of haar inlig dat hy haar toupadda vir firelighters gaan gebruik nie. Hugo staan 'n oomblik daar en toe maak hy sy e-posadres oop, heg die storie aan en stuur dit vir Chanel aan. En toe glip hy by die deur uit, trek sy waterskoene aan en sit die vrou agterna, waar sy nou stap en toe gaan stil staan om oor die water van die meer te tuur, daar in die rigting van die eiland. Sy hoor hom aankom en draai om en hy verstom homself aan die gevoel wat dit in hom wakker maak, toe hy sien dat sy regtig bly en verras lyk om hom te sien naderkom. Hugo, hier is jy sonder jou lang kamera. Hy verbreek nie oogkontak met haar nie. Hy merk net op Renata, wat weer met 'n verkyker staan. Waarna kyk jy? Daardie eiland in die meer, dit fascineer my. Ek het jou met 'n kanoe daarna toe sien vaar. Dit voel vir my soos 'n eiland met 'n hele klomp verborge geheime. Nogal nee, watter soort geheime? Vra hy. Asof daar vreemde wesens op die eiland kan woon, sê sy. Hugo draai sy kop skeef. Het hy reg gehoor? Vreemde wesens of vreemde spesies? Vra hy. Likkewane, grondvoëls, mutasies van muise, van die eiland is mos afgesonder, soos Madagaskar. Dis wat gebeur as diere alleen daar aanteel. Nee, hierheen is nie so afgesonder nie. In die winter as dit droog is, kan diere wat nie kan vlieg of daarna te stap nie, mee sal deurkom. En dan is hulle natuurlik goeie swemmers ook. Ag, dit is vreeslik jammer, antwoord sy ernstig. Is dit? Hugo wens hy kan in haar kop klim. Toe voeg hy by, ek gaan kyk gereeld watter voëls daar broei. Is dit, ek lees op die inligtingstukke dat die meer nie baie diep is nie. Sal mens byvoorbeeld in die winter kan deurstap tot daar? Van die ander kant af ja, dan kan jy amper die grond sien. Hy huiwer 'n oomblik, toe vra hy, wil jy gaan kyk hoe dit daar lyk? Haar oë raak behoedsaam. Baie graag, dankie, maar hoe kom ons daar met jou kanoe? Ja, helaas, die kanoe is gebou om 2 mense te dra. Ek het tot redelik onlangs albei my kinders saam met my in die kanoe laat ry, met veiligheidsbaadjies aan hulle lyfies. Kan jy swem? Vra hy. Sy huiwer net 'n kort oomblik en toe knik sy. Ja, ek kan swem, maar die water is seker bitterkoud. Maar ek gee nie om nie, kan ons asseblief maar gaan? Nou? Maak hy net eers seker. Ja, nou, tensy jy besig is met iets anders. Toevallig nie. So kom ons gaan, sê hy impulsief. Hulle stap terug na die bos, waaronder hy sy kanoe bære, en Hugo sleep hom daar uit. Sy wil help, maar hy keer. Hy is mos gewoond om dit alleen te doen. Hy stoot die boot in die water en hou dit regop, sodat sy kan inklim. Maar sy vra eers, kyk ek vorentoe of kyk ek terug na jou toe? Die keuse is joune. Wil jy die eiland sien naderkom, of wil jy my sien roei? Sy lig 'n vinger. Eiland. Sy klouter in en kry haar sit, waarna Hugo die kanoe dieper in die water stoot voordat hy self inklim. Wanneer hy die roeispane losmaak en begin roei, loer sy wyd oogig oor haar skouer, terwyl haar hande om die rande van die kanoe klem. Jou eerste keer in 'n boot of 'n kanoe? Vra Hugo, en weet hy moes dit eintlik gevra het, voordat hy haar laat inklim het. Net nou sit hy met 'n vroumens, wat dalk 'n paniekaanval kry, en hom met kanoe en al omkeer. Ja, maar ek is nie regtig bang nie. Dit lyk asof jy redelik bedrewe is met die stuur en roei van 'n boot, jok sy vreeslik. Wel, ek het al tevore met hierdie ouetjie geroei, en soos ek sê, my kinders het soms saam geroei, so ontspan het.
Probeer om het te geniet en moet net nie opspring en begin hardloop nie. Sy poging om 'n grap te maak slaag, want sy gee 'n senuweeagtige laggie. Toe die mis vanoggend so laag oor die aarde gehang het, het ek gedink, hier kom nog 'n reëndag. Nou skyn die son en kyk net wat 'n pragtige dag is dit, merk sy ook op. Ja, dit is hoe dit werk, hier op Chrissiesmeer, antwoord hy. As die mis so dig is, word het gewoonlik 'n mooi dag. En jy kom nogal baie hier, klink my dat jy nogal lief is vir hierdie plek. Gereeld. Ja, ek is lief vir die plek, dit voel amper soos 'n tweede huis. Die plek groei op 'n mens. Maar nou moet jy eers doodstil wees en nie weer praat nie, want as ons eers na by die eiland is, jaag ons die voëls baie maklik die skrik op die lyf. Dit is miskien laat in die seisoen, maar daar is steeds 'n paar eendspesies en dobbertjies wat nog 'n laaste broeisel eiers probeer deurwerk. Daarna roei Hugo na die agterkant van die eiland, waar hy gewoonlik vasmeer. Wil jy afklim en 'n bietjie op die eiland gaan rondstap? Vra hy. Ja, asseblief. En dan wonder ek, waar is die flaminke en die kraanvoëls wat gewoonlik hier voorkom? Nee, hulle is ongelukkig klaar weg. Hulle broei nie hier nie. Flaminke broei in vlak soutpanne, soos daar in Etosha, in Botswana en in Tanzanië, selfs Weskus in Walvis Bay. Die kraanvoëls broei ook in Kenia en Tanzanië, so hulle migreer einde Maart daarna toe. Dan het ek hulle net gemis. Ai tog, sy klink jammer daaroor. Hugo roei weer tot in die vlak water. Hy klim uit en trek die boot op die grond uit, voordat hy sê, as jy die winter deurstaan, sien jy hulle dalk in die lente. Hulle keer so van September af terug hiernatoe. Ek hoop om nog in September hier te wees. Daar is niks meer wat my na Pretoria toe laat gaan nie. Ag, behalwe my ma, sy glimlag. Dit laat my nogal dink, ek sal seker in die volgende 3 weke 'n draai by haar moet gaan maak. Sy word mos 70 hier laat in Mei. Hugo kyk 'n oomblik na haar, voordat hy die boot vasmaak. Daarna steek hy 'n hand uit en help haar uit die boot. En jy sê jou ma bly waar in Pretoria? In 'n aftreeoord in Garsfontein. OK. Hy hou haar 'n oomblik vas om seker te maak dat sy haar voete op vaste grond vind. En dit voel goed. Dan was dit nie net haar nat lyfie deur die wit teehemp wat hom gister 'n oomblik van stryk gebring het nie. Boonop ruik sy na iets baie lekker en baie sag en baie vroulik. En daar onthou hy mos ook weer dat sy kinders ook in Pretoria woon en sy werk en die onderneming wat hy en Karel jare gelede by Pa van Rein oorgeneem het, is ook daar rond. Hy sal seker ook 'n slag weer in Pretoria moet gaan draai. Wat van hy sê vir haar, kom ons ry sommer met my bakkie. Nee, wag nou Hugo, stop die bus net hier. Kyk eers waarheen die wind alles waai. Die eiland is nie baie groot nie. Die riete is op sekere plekke baie dig en daar is nie vandag veel te sien van hierdie kant af nie. Behalwe stokke en takke en riete wat Renata se onverdeelde aandag skielik geniet. Kyk hoe mooi is dit! Dink jy ek kan 'n paar van hulle optel en saamneem vir my makramies en 'n paar van hierdie riete afbreek? Natuurlik, dit is mos nie asof jy die hele ekosisteem gaan versteur en voëls se neste gaan plunder nie. Of gaan jy 'n nes bou met eiers in? Hy volg haar blik, en ja, daar rus dit nou op 'n dryfhoutnesie tussen die riete. Sy kyk weg. Nee, ek beloof ek sal nie. Toe begin haar oë blink, asof Hugo vir haar die eiland van die vrouespesie gewys het. Natuurlik kan hy nie help om te dink aan die storie wat ene Tatika van Adam en Eva vir die Van Rein Stories app geskryf het nie. Vir 'n kort oomblik wens hy dat hy 'n groen gras kombers het wat hy kan neergooi, waarop hy hierdie mooi vroumensie
saam met hom kan neertrek. En sy hoef natuurlik niks te doen nie. Soos wat hy nou voel, sal hy en Roestof dalk saam iets kan uitwerk. Behalwe dat hy natuurlik ook aan Rut dink, toe sy so loop en afkyk, wat agter die koringplikkers loop en optel. Dalk het Boas ook na die vroukie gekyk en by homself gedink, ja, dit lyk na 'n oulike mensie, 'n deugsame vroumens, wat dink aan môre se brood. Spreuke is 'n vrou wat lappe kleur en toue knoop. Met so een kan hy sy lewe sluit. Hugo begin self soek na mooi stokke en wys dit vir haar en sy knik dankbaar en opgewonde. Koffie sou eintlik nou baie lekker gewees het, dink hy. 'n Koffie en 'n broodjie om met haar te deel. Maar ook dit kom op 'n einde en hy beduie in die rigting van die kanoe. Sal ons teruggaan? Ja, maar nie dadelik nie. Kan ons 'n bietjie hier om die eiland vaar? Sal jy vir ons hier roei? Ek sal, ons kan. Hy laai die stokkies en riete in die kanoe en hou vas, sodat sy weer kan inklim. Die keer gaan sit sy met haar gesig na hom toe. Daar is seker nie meer die afwagting van 'n eiland wat ontdek moet word nie. Wanneer Hugo self inklim en weer begin loer sy oor die kant. My maggies, hier is visse in die water. Hy knik, jep, karp, swartbaars, babers en 'n paar ander kleinerige spesies, kileminkies. Vang jy, wil sy weet. Ja, maar nie vereet nie, somme net as die grotman instink in my oorneem. Dan gee ek die vis vir Amdra en Josie, hulle maak curryvis daarvan. En jag jy? Vra sy met haar oë soekend oor sy gesig. Hy skud eers sy kop van kant tot kant. Nee, so sterk is my grotman instink darm nie. Nie eens 'n bees of 'n skaap nie. Iemand anders moet dit doen. Dan eet ek baie lekker saam. Terug by die palenkamp wag sy dat hy haar weer moet uithelp. Sy stoot agter toe hy die kanoe onder die bosse moet instoot. En voordat hy dit omkeer, haal sy haar stokke uit. Daarna sê sy opreg, dankie Hugo, dit was nou 'n interessante uitstapie. Daarmee maak sy haar stokkies bymekaar en stap na haar huisie toe en op met die trappe, terwyl hy haar agterna kyk. Plesier, ek het dit self regtig geniet, vertel hy vir die boom waaronder hy die kanoe nou insluit. En toe hoor hy sy selfoon lui van hier onderaf, daar waar hy dit bo in die huis gelos het, toe hy agter die mooie vroumensie aangehardloop het. O, my gorrel, vir langer as 'n uur het hy homself na 'n ander planeet toe laat ontvoer. Hy bestorm sy huisie se trappe en hardloop op om te gaan kyk wie nou na hom gesoek het. Dit is Chanel, sien nou op die skerm en bel terug. Ja, skoonsister, antwoord hy. Hugo, en daar doen jy dit toe. Ek is uit my sokkies verras. Daar pak jy toe 'n vry storie aan en kry die hyg gedeelte heeltemal onder die knie. Maar was dit nou regtig nodig om hulle albei te laat doodgaan? Waarvan praat die vroumens? Hugo storm op sy rekenaar af en toe voel hy hoe die bloed uit sy gesig wegstroom. In sy haas om by die trappe af te kom, het hy die storie van sy gewone e-posadres af weggestuur. Op die dekbrief het hy geskryf, vir u aandag. Ek neem aan jy gaan die skuilnaam Uzilla Helberg gebruik vir die een. Of sal dit Hugh Helberg wees, want natuurlik is daar weer 'n moord in Swaar. Nee, dit is nie 'n moord nie, dit was oorlog, brom hy, uiters ontevrede met homself, omdat hy so agterloosig was. Dit voel asof hy sy hele dekmantel van hom laat afruk het. Hy kan nie nou vir haar sê dat hy eintlik besluit het om onder die skuilnaam Don Juan de Boursein te skryf nie.
nadat hy al die moeite gedoen het om 'n nuwe e-posadres te skep nie. Hy antwoord maar net, Hugh Helberg sal reg wees. Nou maar goed, Swarie, en is dit regtig hoe jou storie moet eindig? Vra sy. Ja, hoe anders? Op 'n beter noot, man, minder hartseer. OK, dan sal ek skryf dat Roestof daar aan die ander kant mooi gevra het om terug te kom. Eenmaal per jaar, op 'n helder maanlig aand, ontmoet hy en sy Helga daar by die fontein, as mense, tot vandag. As mense op daardie maandag aande daar verbystap, kan hulle sien hoe die twee spooke passievol liefde maak, daar in die fontein. Dit klink beter so, Hugo, ja, skryf dit asseblief. Wat? Ek sê mos, ek hou daarvan. Skryf dit net soos wat jy nou gesê het. OK, en daar is die wind alweer uit sy seile. Hy wag dat sy moet klaar praat en aanstaltes maak om af te lei. Maar sy vra eers, waar is jy op die oomblik, Hugo? Ek sê mos vir jou, iewers tussen Kaap Agulhas en Kaïro. Kaap Agulhas, dan is jou reis ook amper verby, nie waar nie? Sy hoor natuurlik weer soos haar gat, besef Hugo, toe sy byvoeg. Toevallig is ek en Karel op pad Kaapstad toe. Ons is genooi na troue daar by Bloubergstrand. Toe het ek gewonder of jy ons nie daar iewers wil ontmoet nie, of by die hotel waar ons tuis gaan, dan eet ons saam ontbyt. Ons land so 5 uur môreoggend, maar jy kan eers so 7 uur by ons aansluit. En dit nadat hy homself al vir 20 minute lank probeer wys maak het dat sy eintlik 'n heel intelligente vrou is. Duidelik het die Kaïro gedeelte nie heeltemal ingesink nie. Dalk dink sy dis die Karoo. Anders weet sy nie dat hy verwys na die hoofstad van Egipte as hy van Kaïro praat nie, en beslis nie na visbankplek naby Kaap Agulhas nie. Hy sluk sy proeseel in en antwoord sedig, Man, weet jy Chanel, dit sou nou wonderlik gewees het, want ek wil my broer baie graag geslag sien, maar teen die tyd dat julle daar land, sal ek al 'n taamlike end van Kaapstad af weg wees, Karoo se kant toe. O, dan is jy uiteindelik op pad huis toe, Hugo. Ja, Karel mis jou. Jy kan hom gerus 'n slag bel. Ek sal, maar stuur intussen groete vir my broer en geniet julle funksie of troue of wat ook al. Troue, Hugo. Is jy OK? Is jy alleen daar, waar jy ook al is? Ek is. Hoekom vra jy? Want hier is iets vreemd met jou aan die gang. Die laaste keer toe jy so gedak en gedaaiv het vir almal, was daar 'n vrou by betrokke op universiteit en jy is later met haar getroud. En nou hierdie liefdesverhaal van jou. En ek moet vir jou sê, dit is nogal goed geskryf. Wat het jou laat besluit om een te skryf? Is daar inspirasie uit een of ander oord? Nee man, geen. Ek wou maar net vir jou wys, moenie 'n man uit sy gemaksone probeer dwing nie. OK, ek verstaan Hugo, moenie so heftig raak nie, en mag dit asseblief nie jou laaste storie wees nie. Ag, ek sal nog sien, antwoord hy. Hy gaan nie nou aan haar herken, dat hy dit nogal geniet het om hierdie kort storie uit te dink nie. Hy het boonop pas weer inspirasie gekry, daar in die kanoe, terwyl hy en Renata rondom die eiland gevaar het nie. Ja nee, met hierdie vrou kan hy dalk nog 'n paar stories skryf, solank as wat sy rondhang. Word vervolg.